Goeiedag, dis die 21ste Maart 2020. My naam is Pieter van der Merwe. Baie welkom vir elkeen wat luister. Dit is 'n voorreg dat ons weet, hier's 'n klompie mense wat gereeld luister en ook die van julle wat dit vir die eerste keer doen. Baie welkom. Ons praat oor die koms van die Here Jesus. Ons praat daaroor in die sin dat ons met oop oë na die wêreld kyk en dis presies waaroor ek vandag wil praat. Is ons oë oop of is ons oë toe? Kom ons bid net saam. Here, ek bid dat ons saam wees vandag. U sal verheerlik. Ek bid Here dat u woord vir ons oopgaan, dat ons met oop oë, geestelike oop oë kyk hierna en dan interpreteer wat u vir ons wil sê of wat ons sien en dat u ons ook geroep het daarvoor. Ons prys u daarvoor. Ek bid Here Jesus, mag u naam verheerlik word en mag u regtig u woord vir ons oopmaak in u naam. Amen. As iemand vir my 'n maand terug sou gesê het jy gaan nou oor 'n maand, vandag, sê nou maar vandag, vir mense kan sê, in die afgelope maand is talle lande in die wêreld se grense totaal gesluit, is vervoer basies tot 'n stilstand gekom, is duisende vlugte gekanselleer, sportbyeenkomste afgestel, universiteite en skole sluit. Dan sou ek gesê het, julle moet julle gedagtes laat lees, want ek dink eers is nou 'n skroef los. Inderdaad het dit gebeur, ons woon in volatiele tye, ons woon in die einde van die dae, en hierdie ding het gebeur. Vriende, nou wil ek net by sê, hierdie is net 'n geboortepyn. Dis nie die einde hierdie nie. Dis net 'n geboortepyn waar die Here Jesus vir ons beskrywe in Matteus 24 en Lukas 21 en ons het te doen met goed wat hy toelaat. Ek praat of ek dink so baie deesdae, my vrou lief praat ook baie daaroor. Die hele ding dat ons hierdie goed belewe. Hoe moet ek nou bid hieroor? Miskien moet ek in die toekoms maar weer hieroor praat. Hoe moet ek nou bid hieroor? Ek kan mos nie bid teen 'n profesie wat God in sy woord vir ons gegee het nie. Hy het gesê, beide in Lukas 21 en Matteus 24, daar gaan epidemies kom. Hier sien ons dit voor ons oë, maar soos ek sê, dit is 'n geboortepyn, dit sal verbygaan, daar gaan weer goed opgevolg word met ander goed en waarskynlik in hewigheid toeneem. En dis ook mos nou nie net die coronavirus nie, dis die uitmoer van kinders van die Here in die Midde-Ooste, dit is die onregeerbaarheid van die nasies, dis toename in haat, in rassehaat, in politieke haat teenoor mekaar. Ons kan maar net die nuus aansit en ons sien hierdie goed. Vriende, ek wil oor oop oë of toe oë praat. En ek wil begin daarmee deur te sê, ons is almal in sonde ontvange gebore. Ons is gebore met toe oë. Dit is die gevolg van die sondeval. Met ander woorde, ek kyk na die wêreld, ek kyk na dinge, ek beoordeel dinge met toe oë. En dan wil ek die voorbeeld gebruik van Paulus. Paulus was 'n hoogsgeleerde man, hy het onder Gamaliel gestudeer, sê die woord. En Paulus het met toe oë die kinders van die Here vervolg. Hy het die Ou Testament met toe oë gelees. Hy het dit ten volle geken. Ek dink as hy een man is wat daardie skrif geken het, was dit hy. Maar hy het dit met toe oë gelees. En daarom het dit oorgegaan dat sy dade in toe oë gedoen was. En dit het die ontmoeting met Jesus Christus op die Damaskuspad gekos om sy oë oop te kry. Nou lees ons, hy het blind geword by aanskoue van hierdie heerlikheid van Jesus Christus. Dis asof die Here vir hom wou sê, dis nou maar my interpretasie, weet jy, dis soos jy vir my lyk. Ervaar jy nou maar net 'n rukkie hoe ek jou sien. Jy's 'n blinde mens wat skarrel om goed te doen wat nie van my af is nie. Jy opereer as 'n blinde man. Nou ja, toe lees ons hoe hy by Ananias uitgekom het en hoe Ananias vir hom gebid het en goed so skille van sy oë afgeval het. Vriende, en ek dink dit is sommer simbolies van 'n wonderlike ding wat gebeur wanneer die Gees van die Here in ons harte kom en ons anders na goed kyk as voor die tyd. Want die woord van die Here dan weer op 'n ander manier vir ons oopgaan, 'n totaal nuwe manier. Dat ons, en nou gaan ons vandag 'n bietjie praat oor wat gebeur as ons oë oopgaan in die Here. Ons het in so 2 weke gelede gepraat oor Laodicea 3, wat die brief is wat die Here Jesus skryf vir die kerk van vandag. Dis vir ons vandag daardie brief. En onder andere staan daar, koop vir jou oogsalf en smeer dit aan jou oë sodat jy
kan sien. Vriende, dis 'n ander kyk na goed in die Here as wat ek in my eie gees en my eie krag daarna kyk. Daar kom 'n verandering. Die Paulus wat die Here Jesus op die Damaskuspad, dit was Saulus, en in 'n oomblik is hy verander in Paulus. Die ou ding het verbygegaan en 'n nuwe kyk gebeur, en dit is wat die Here vra vir sy kerk ook in die brief aan die Laodicea. Maak julle oë oop. Ons gaan net nou 'n bietjie meer kyk na wat ons moet sien. Vriende, ek wil vandag 'n bietjie konsentreer op die skatte van Jesus Christus wat hy aan ons wil openbaar en wat ons net kan sien met oop oë. Kolossense 2 vers 2, ek het dit so 2 weke terug aangehaal en ek wil dit tog maar weer aanhaal. Ek wil hê dat hulle insig skatryk en oorvloedig sal wees. Ja, dat hulle God se geheim heeltemal moet ken, naamlik Christus. In 'n eenheidsband met Christus is al die geheime skatte van wysheid en kennis te vind. Paulus sê dit vir die Kolossense. Hy het dit ervaar wat dit is om nie te kyk na goed. En hy sê hy wil dit hê, dat elkeen dit ervaar, dat hulle insig ryklik, skatryk en oorvloedig sal wees. Vriende, daar's 'n geheime kennis by God wat ons net kry met in Christus Jesus. Want as ek Christus Jesus in my het, kom sy gees in my woon. As ek hom toelaat in my lewe, kom sy gees in my woon en hy lei my in die waarheid. Dis 'n feit. Die woord sê dit. Kom ek kyk 1 Korintiërs 2 vers 7. Die wysheid waarvan ons praat is die diepsinnige wysheid van God wat voorheen geheim gehou is, wat God van ewigheid af daar gestel het, sodat ons die heerlikheid kan ontvang. Hierdie geheime wysheid is in God beliggaam voor daar 'n mens op hierdie aarde was, voor die skepping, en dit reeds bedoel vir ons as sy kinders. Dit is nie sommer net hier jy nie. Dit is 'n ongelooflike heilige kennis en 'n openbaring van God wat hy bedoel het vir sy kinders. En my hele ding vandag sal net wees, is ons in die posisie dat ons verlang na hierdie geheime kennis, dat ons oë oopgaan, dat ons goed sien soos hy dit sien en soos hy wil hê ons moet dit sien, of kyk ons steeds na dinge deur die oë van die werklikheid, van die wêreld. Dit is hy beskryf dit hier as 'n heerlikheid wat ons ontvang. Nou 'n heerlikheid is om bewus te wees van God, wie hy is, sy heiligheid, sy grootheid, sy almag, dat ons sy heerlikheid in ons beliggaam kry, omdat sy gees in ons woon en aan ons wil openbaar. Vers 9, wat geen oog gesien het, wat geen oor gehoor het en wat in niemand se hart opgekom het nie, dit het God voorberei vir hulle wat hom liefhet. Vriende, dis voorberei. God het dit voorberei. Dis nie iets wat sommer net in ons skoot val nie. God het dit voorberei vir sy kinders. En dis sy doel en dis sy wil dat ons die volheid daarvan besef, dat ons oë oopgaan om hom ook op 'n nuwe manier te sien. Vers 10, maar ons ken hierdie geheim, omdat God dit deur sy gees aan ons bekend gemaak het. Want die gees deurvors alle dinge, ook God se diepste geheime. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. Net so kan niemand God se geheime ken nie, behalwe die gees van God. Net ek weet wat in my binneste aangaan. My vrou slok so nou en dan weet wat daar aangaan. Maar dis omdat ons in 'n eenheidsband met mekaar is. So beteken dit ook dat ons net die geheime van God ken as sy gees in ons woon. Vriende, die gees se werk is om hierdie diep geheime van God te openbaar aan ons. Dis wat hy wil doen. Die gees se werk is in 'n sin dat hy ons wil lei in die waarheid wie God is, in die waarheid wie ek is. Ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat. Hierdie goed is nie bonatuurlik nie. Dis 'n gegewe. Uit die aard van die saak is dit bonatuurlik omdat dit van God afkom. Maar wat ek probeer sê, dis natuurlik vir elkeen wat hom aanneem as sy kinders, wat sy naam aanroep en wat deel word van die familie van Jesus Christus, dat hy diep geheime aan ons wil openbaar. Psalm 91 vers 1, hy wat woon in die skuilplek van die Allerhoogste sal rus in die skaduwee van die Almagtige. Hierdie plek waar hy, waar die skuilplek van die Allerhoogste is nie iets wat ek besoek eenmal 'n jaar of eenmal op 'n Sondag of eenmal op 'n dag nie. Ek woon daar. Hy wil my
toemaak. Hy wil regtig vir my 'n skuil te bied. Hy wil vir my die skadu. Ek moet in die skadu van die Almagtige wees. Dis waar hy my wil hê. Hy wil my troetel met geheime kennis, met 'n toenemende bewussyn van wie ek voor hom is en wie hy is. 2 Timoteus, ek vra verskoning, 2 Petrus 1 vers 3 en 4. Paulus was 'n geleerde man, Petrus nie. Hy was 'n visserman. Hy was nie geleerd nie. As ons daai boekies van hom gaan lees, 1 Petrus en 2 Petrus, ons sien die deernis waarmee hy praat oor hierdie woord van God. Die intieme kennis wat hy deel met ons. Sy kyk na mense, sy kyk na Christus. En ons verstom ons dat hierdie ongeleerde man vanaf 'n toe-oog mens, dat sy oë oop gegaan het en hy vandag, of dan deur al die eeue, dat ons ook seën dra uit die goed wat die Here in hom, of geheime wat die Here aan hom geopenbaar het. Nou sê hy in 2 Petrus 1 vers 3 en 4, deurdat ons hom regtig ken, het God sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. Vriende, hierdie gemeensaamheid, hierdie geheime goed wat God aan openbaar, het ten doel dat ons naby hom lewe, dat ons in sy skaduwee bly, onder sy vlerke bly. Dis waar hy ons wil hê. Hy het ons geroep om sy heerlikheid en goedheid te ontvang. Hy het ons geroep daarvoor. Dit is nie 'n persentjie wat ons kry oor ons vir hom ja gesê het nie. Dis 'n gegewe, dis ons erfdeel, sê die woord. Deur hierdie selfde krag het hy sy kosbaarste en allergrootste beloftes vir ons laat waar word. Die gevolg daarvan is dat jy deel gekry het aan sy goddelike natuur. Vriende, dis diep goed hierdie. Wat is die beloftes wat vir ons waar geword het? Ons het 'n ewigheid voor ons. Ons is vir ewig in sy teenwoordigheid. Ons kry die krag om dit wat ons het te deel met ander. Ons word sy kinders, ons word sy werktuie, ons het sy gees en ons mond gaan oop en ons oë gaan oop. So het julle vrygekom van die proses van agteruitgang, wat as gevolg van die neigings van ons menslike natuur oral en almal laat sleg word. Oral, alles en almal laat sleg word. Vriende, ons sien dit voor ons oë. Ons kan maar net 'n koerant oopmaak, ons kan maar net die nuus aansit, ons kan maar net in die straat afloop en kyk, hoe lyk dit? Hoe lyk 'n wêreld van mense, van blindes, wat heeltemal godloos lewe, godloos dink, godlose oplossings het vir goed en niks verstaan van hierdie dieper geheime wat hy vir sy kinders het nie. Ons raak oral, of ons sien dat alles oral en almal sleg word. Vriende, is dit nie 'n ongelooflike woord hierdie nie? Is dit nie 'n hartseer woord nie? Maar prys die Here dat hy vir ons red om in hierdie verdraaide en krom geslag, soos die woorde sê, ligte te wees vir hom en sy gees te versprei. Dis waarvoor hy ons roep. Ek wil afsluit met Efesiërs 3 en dit is een van die diepste, ek wil amper sê, gebede van hoeka van hierdie slim man Paulus. En hy kan dit sê omdat hy dit met oop oë sê en omdat hy die God ervaar wat ek dink baie mense begeer om te ervaar, maar nog nie het nie. Daarom kniel ek voor die Vader. Hy is die Vader van ons Here Jesus Christus. Hy is die Vader van elke gemeenskap in die hemel en op die aarde. Mag hy deur sy gees uit die rykdom van sy goddelike grootheid aan julle die krag gee om innerlik sterk te word. Dit is wat hy vir ons wil gee. En ek vra weer, vriende, is ons op die punt dat ons soekend is na God se volheid? Dat ek in 'n voortdurende begeerte lê om nader en nader na hom te kom, sy gees in toenemende mate te ervaar, te hoor die dinge wat hy vir ons sê en oop oë te hê om te kyk na die wêreld en wat hier aangaan deur sy oë. Dan sal die Gees deur die geloof in julle harte woon en sal julle in God se liefde gegrondves en gewortel wees. Mag julle in staat wees om saam met al God se mense te begryp hoe breed, hoe hoog, hoe lank, hoe diep sy liefde is. En dan sal julle Christus se liefde wat alle verstand te bode gaan beleef. Mag julle heeltemal met die volheid van God vervul word. Here, vriende, dit is sy gebed vir ons, dit is sy gebed vir die wêreld, vir sy kinders. Hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra.
Die kerk wat aan Christus Jesus verbind is met hom prys deur al die geslagte heen. Vriende, as die kerk van die Here hierdie bewussyn het, ek wil 4 goed noem, vinnig net, wat gebeur wanneer die skille van ons oë afval. Die eerste ding, en ek dink dis die belangrikste ding, ons word gekonfronteer met wie God waarlik is. Vriende, as ons in 'n eenheid met hom lewe, as sy gees in ons binne is dit, en die geheime begin ontsluit, is die eerste ding wat ek ervaar, hoe groot hy is, hoe heilig hy is, en kry ek hierdie behoefte in die woord, om net meer en meer te weet van hierdie God. Ek gaan lees die psalms, waar hy beskrywe word, waar hy in die Nuwe Testament, in die Ou Testament, deur die ou profete beskrywe word. Ek gaan lees die evangelies van Jesus Christus, om net meer van Jesus te weet, en intiemer betrokke te wees, by sy woord aan my persoonlik, en aan die wêreld. Die tweede ding, die eerste ding, soos ek sê, ons raak bewus van wie God is. Die tweede ding wat ons deur oop oë sien, is wie is ek voor hom. Dat ek 'n stukkie genade is, wat hy ergens in die ewigheid sy hand kom op lê het, dat die woord sê, sy oog is op my. Hy het my lief met 'n liefde, ek het dit net nou gelees, wat die wêreld nie verstaan nie. Hy het vir my gesterf. Dis vir hom belangrik dat ek sy geheime ken, dat ek hom ken soos hy waarlik is, die diep geheime wat hy vir my bedoel het en voorberei het, en ek kan dit net ervaar met sy gees in my binneste, en dat my oë oop is. Die derde ding wat ek wil noem, hoe laat is dit? Wat 'n tyd leef ek in? Hoekom het hy my gekies, hierdie ongelooflike heilige God, om in 2020 te lewe? Hoekom het ek nie 500 jaar of 1000 jaar terug of 6000 jaar terug gelewe nie? Ek leef nou omdat hy dit so gewil het. Hy het 'n plan met my. Met ander woorde, die vierde ding is, wat wil hy vir my hê? Wat wil hy van my hê? Waarom is ek bevoorreg om aan die einde van hierdie tye te lewe as sy kind met sy gees in my binneste, met toegang tot hierdie geheimenisse, toegang tot hierdie volheid. En ek vra vandag dat die Here dit regtig aan ons almal openbaar. Ek sê nie ons moet Kenia toe gaan, of ons moet Afghanistan toe gaan, of ons moet Kongo toe gaan, om sy planne met my lewe te vervul nie. Nee, ons is in 'n huwelik, ons is in 'n huis, ons is in 'n familie, ons is in 'n werkskring, ons is in 'n gemeenskap. Dalk wil hy my daar gebruik. Dit mag wees dat hy my wil rondstuur, ek weet nie. Maar hy is op die troon, hy het my lief, hy het my nodig, en dit is nie 'n las om hom te dien nie, dis 'n voorreg, en dit is wat ek vra. Kom ons bid net saam. Here, dit wat ek nou gesê het is so belangrik. Ek bid sommer net dat elkeen van ons, as daar nog voor ons oë skille is, dat ons nog nie heeltemal sien wat U wil hê ons moet sien nie. As ons dalk nog net 'n sonbril op het, vat dit weg. Here, dat ons U woord kan sien soos dit in waarheid is, in werklikheid is. Dat ons die tye kan sien soos U dit voor ons oopmaak, dis soos 'n boekrol wat ooprol voor ons oë, dat ons dit sal sien, dat ek my belang en U rol vir my verstaan in hierdie tyd meer en beter as ooit tevore. Here, dis my gebed vir myself, dis my gebed vir elkeen wat U luister. Mag U naam verheerlik word. Amen. Seën vir julle.